Markus 5 vers 1 tot 43. En hulle het aan die oorkant van die see gekom en in die land van Gadareners. En toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettinge ombind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skree op die berge, en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skree met 'n groot stem en sê, Wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy, en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink, en die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skei klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan in die Decapolis begin verkondig, watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom, en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou, wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste
van die sinagoge se huis en sê, "U dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, "Moenie vrees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil, en toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, "Talita kumi," wat, as dit vertaal word, beteken, "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud en hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word.